mensen som dartsag ne.
ons het 'n paar verjaarsdae vanmôre, en ek was uitgeskel omdat ek nie die mense se vanne sê nie, en ek het dit nie as prins gedoen nie, of kom ek sê eerder, ek het dit as prins gedoen, maar van hierdie vanne kan ek nie uitspreek nie. So ek gaan my bes probeer, vanoggend sin is ten minste baie maklik, maar die volgende mense verjaar hierdie week: Maandag verjaar Christo de Klerk, Dinsdag Johan de Pre, en Eva Grobler, en Vrydag Anne Groenewil. So baie geluk met julle verjaarsdae. Is een van julle in die kerk vanmôre? Ek voel elke keer as mense verjaar die volgende week het hulle daai Sondag nie kerk toe gekom nie. Hulle makkie al van Sondag af tot die verjaarsdag toe. Maar baie geluk met julle se verjaarsdae. Dan het ons so 3 voorbiddingskwessies. Ons dink nog aan oom Gert Nel, net gesondheidsstories, en Leon Jacobs, wat 'n rugoperasie gehad het. En dan dink ons aan Tannie Blanche Janse van Vuren. Haar man, oom Leon, is in die week oorlede. So ons dink aan haar. En dan die skole heropen nou weer Dinsdag, die 8ste, en ons Bybelstudie begin ook dan weer die 8ste. Ons het ook dan besluit om ons belydenisklaskamp vir die jaar af te stel. Ons het nie genoeg fondse ingekry vir dit nie, so ons het nou 'n ander plan gemaak. So ons gaan elke maand 'n sekere bedragie wegsit in ons beleggingsrekening wat voorsiening maak dat ons definitief volgende jaar op die kamp kan gaan. Die lekker is, of die goeie is, dat ons op die oomblik net graad 10's het. Ons het nie 1 graad 11 leder nie. So dit beteken ons graad 11's kan ons definitief volgende jaar vat. So daar's daai bietjie terugvoer. En dan was daar altyd die gebruik in die kerk dat enigiemand amper kan opstaan en 'n kollekte bakkie vat en help opneem as hulle sien daar's hulp nodig by een van die blokke. Maar ons het nou ons erediensdiakens en ons wil hulle nie die mekaar gooi nie. So los dit dat die jong manne hulle werk doen in die kerkgebou. Enigiets van julle se kante af? Nee. Julle tevrede? Julle daar agter alleen, daar ver, tevrede? Nou maar toe. Terwyl ons so sit, gaan ons saam sing lied 177, Jesus groot bo almal. Sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heer, lewende. Vanmôre het ons 'n responsoriese formule. Ons het lanklaas so eene gehad. Dit beteken net dat die voorganger 'n gedeelte sê en dan die gemeente hardop 'n gedeelte sê. Ek vat vir ons voor. O Here, ons roep na U. U wat ons hoop en verlossing is. Gee ons 'n nuwe begin. Laat U lig skyn oor ons en herstel ons vreugde. Versterk ons geloof, Here, en lei ons op U pad van geregtigheid. U liefde hou nooit op nie. U goedheid is vir ewig. Mag ons altyd U lof besing en in U vrede leef. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons saam lied 214 al 3 verse. Here, ons sal U loof.
kan maar sit. So ons is op die oomblik in die kerklike jaar in lydenstyd en lydenstyd is 'n tyd van inkeer. Dit is 'n tyd van stil word voor die lyding van Christus. Dit is amper 'n reis na die kruis, 'n reis van liefde, 'n reis van opoffering, 'n reis van gehoorsaamheid. Soos ons elke Sondag 'n kers uitblaas, julle sien die kerse raak al hoe minder, word ons herinner dat Jesus al hoe nader aan sy lyding en sy dood beweeg. Vir ons natuurlik uit sy liefde. Terwyl ons so sit, sing ons saam lied 393 vers 1, middelpunt van ons verlange. Here Jesus Christus, U het die pad van die kruis gestap, 'n pad van lyding, verwerping en smart, sodat ons die pad van genade kon vind. Vandag staan ons stil en onthou, U het die donker ingegaan sodat ons in die lig kan lewe. Help ons om in hierdie lydenstyd met oop harte en nederige geeste wandel, sodat ons die kruis mag verstaan, U liefde mag omarm en U genade mag uitleef. Amen. Ons sing vers 4 van lied 393. Here, ons kom stil voor U woord. Ons harte is oop vir U woorde. Spreek, Here, want ons wil luister. Lei ons deur die Gees sodat ons U stem kan hoor en die waarheid in ons lewens kan omarm. Amen. Ons kan die Bybels oopmaak so lank by 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. En ek wil vanmôre vir ons al daai verse lees voordat ons begin met ons boodskap. So 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Ons fokusteks is letterlik vers 18 en vers 20. Maar ek wil die hele gedagte met julle deel. Het julle vir 1 Korintiërs? Ek hoor nog so hier en daar. Tannie Susanne staan nie reg. OK, vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerders sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerder? Waar die slim woordvoerder?
het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie. Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvattings van die mense was daar nie baie geleerders of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid van God, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Tot sover. So ek het ons laasweek met 'n vraag gelos en ek wou nog 'n sjokolade vanoggend gekoop het, maar ek sal vir wie ook al nog die vraag kan onthou die sjokolade gee. Kan julle onthou waarmee ons afgesluit het laasweek? Die vraag waarmee ons afgesluit het. Enige iemand wat 'n kans wil vat, dit gaan 'n groot slab sjokolade wees. Julle moet hom imagine. Nie my ma of my man mag sê nie, want ons het vanmôre daaroor gepraat. Niemand wat wil probeer nie. Kan ek? Wie? Althans het met die amen afgesluit, maar wat was die vraag wat ons gevra het? Wat was die vraag wat die dominee gevra het, jong? Ek sal jou 'n halwe bar one gee. Die vraag wat ons gevra het, en ek gaan hom 'n paar keer nou anders te vra, en dan gaan julle wees van, o, ja, dominee. Hoe sou dit lyk as ek kies om nie te wen nie? Ek weet jy ken hom, maar dis nou klaar verby, niemand kry meer sjokolade nie. Hoe sou dit lyk as ek doelbewus kies om in hierdie situasie te verloor? Hoe sou die keuse om te verloor lyk in hierdie situasie? Wat sou kies om nie te wen nie? Om nie die bespreking te wen nie, om nie die argument te wen nie. Nou vir baie van ons, en dit is hoekom ons die vraag vergeet het, vir baie van ons voel hierdie idee vreemd en selfs verkeerd, want ek meen dit is mos nou nie die manier van die wêreld nie. Nou die kruis, die pad van die kruis, die manier van die kruis is 'n uitnodiging. En jy kan nee sê. Nie een van julle is verplig om die uitnodiging van die kruis te aanvaar nie. So jy hoef nie die uitnodiging te aanvaar nie. Om die waarheid te sê, ons sal elke liewe dag versoek word om nie die uitnodiging te aanvaar nie. Nou, soos ons laasweek gesê het, die persoon wat hierdie spanning verstaan het, en die grootste duidelikheid gehad het oor die kontras tussen die weg, die manier van hierdie wêreld en die manier van die kruis, was die apostel Paulus. En die rede waarom hy so 'n buitengewone helderheid gehad het, is omdat hy, voor sy ontmoeting met Jesus, was hy 'n professionele strewer gewees. Hy het homself as die beste fariseer van sy tyd beskou. En hy dokumenteer dit self. Dis nie dinge wat mense oor hom geskryf het nie. Dit is goed wat Paulus oor homself skryf. En toe ontmoet hy Jesus, persoonlik. En binne oomblikke, nie weke nie, nie jare nie, binne oomblikke, besef hy die skerp kontras tussen die manier van die koninkryk van die wêreld, die enigste lewenswyse wat hy ooit regtig verstaan het, en die weg en die manier van die kruis. Nou hierdie helderheid het toe sy
passie aangewakker om die boodskap van Jesus reg oor die Griekssprekende wêreld te verkondig. Paulus het besef dat Jesus nie net 'n byvoeging was nie. Die kruis was nie net 'n good luck charm gewees nie. Dit was 'n manier van lewe. En nie net 'n manier van lewe nie, maar 'n manier van lewe wat teen die stroom was. Wat alles wat as normaal beskou was, amper uitgedaag het. In 'n sekere opsig is die weg van die kruis, die pad van die kruis, 'n uitnodiging om by die klub van verloorders aan te sluit. Want volgens die maatstawwe van die eerste eeu het Jesus verloor. Jesus het doelbewus verloor met 'n doel. En daai doel het my en jou ingesluit. Toe Paulus hierdie konsep van die weg, die manier van die kruis aan 'n groep Griekssprekende hoogsgeleerde en ambisieuse mense in Korinthe vertel het, erken hy dadelik dat hulle dit as onsin sou beskou. So vers 18, hy sê: Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin. Dis mal. Dit is agterste voor, dit is onderste bo, dit align nie met die maatstawwe van enigiets wat ek al ooit gedoen het of gesien het nie. Die weg en die manier van die kruis is onsin, en Paulus verduidelik dan vir wie dit soos onsin lyk. So hy gaan aan in vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan. Vir die wat aanneem dat alwaar daar aan hierdie lewe is hierdie lewe self. Vir die wat aanneem dat alles wat jy kan sien is eintlik alwaar daar is en dan is dit verby. Vir die wat aanneem dat hierdie lewe alles wat daar is en tog ten spyte daarvan klou hulle aan die lewe wat hulle vir hulle self gemaak het, klou hulle aan die dinge wat vergaan en vervaag, asof hulle amper die onvermydelik kan vermy. Maar hier is die punt wat hy maak. Om te probeer terugwen en behou wat uiteindelik nie behou kan word nie. Om te soeg en te jaag agter dit wat werklik nie vasgehou kan word nie. Dit is eintlik wat onsin is. Nie die boodskap en die weg en die manier van Jesus nie. So hier is wat hy sê. Nog steeds in vers 18, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word. En daai gered word is 'n teenwoordige deelwoord, né? Soos amper soos 'n werkwoord, hy's aan die gang. Nie 'n one and done nie. Nee, vir ons wat gered word. Met ander woorde, die van ons wat besig is om ons gedagtes te vernuwe, daagliks, né? Besig is om te groei in ons geloof, besig is om te groei in ons begrip van 'n bietjie gee en nog bietjie meer van my lewe weggee. Waar ons besig is om te leer hoe om Jesus te volg, leer hoe dit lyk om Jesus te volg, leer wat ons moet doen om Jesus te volg. Hy sê, aan die van ons wat besig is om die weg, die manier van die kruis te omhels, die weg, die manier van die kruis is, en die laaste deel van vers 18, die weg, die manier van die kruis is die krag van God. So hier is wat hy sê. God se krag begin in en deur ons werk, wanneer ons die weg, die boodskap van die kruis omhels. Dat God se krag dan die potensiaal het om op te daag en homself te manifesteer in ons daaglikse lewens, wanneer ons in pas kom met die weg, die manier van Jesus, die weg, die manier van die kruis. Die uitnodiging, wanneer ons ja sê vir die uitnodiging van die kruis en ons sê ja vir die uitnodiging om ophou te jaag en vas te hou wat nie vasgehou kan word nie, die uitnodiging om ophou te hardloop. Dit is hoe ons persoonlik, dit is hoe ons nou begin deelneem aan die koninkryk van God. Nie eendag in die hemel nie, om nou aan die koninkryk van God deel te neem.
Paulus sê, en hy gaan dit bietjie later op 'n ander manier sê, hy sê, jy kan nie op daardie manier leef as jy nog steeds agter die wind jaag nie. Jy kan nie sê jy volg Jesus en nog steeds die wêreld se strategieë en die wêreld se taktieke omhels om jou sin te kry nie. Die krag van God wat elke nou en dan gedemonstreer word. Dis amper hierdie stop en kyk krag van God. Soos wag 'n oomblik, wag, wow. Sy het hom vergewe. Wie doen dit? Wag, hy het besluit om vir hulle te gee ten spyte wat hulle van hom gevat het. Die stop en kyk in stryd met kultuurkrag van God. As jy dit sien, en almal van ons het dit al gesien, herken ons dit. En die vreemde ding is dit, wanneer mense van ander godsdienste, wanneer mense wat glad nie deel is van een of ander godsdienst nie, dit sien, stop en kyk hulle ook. Dis hoekom die wêreld in die eerste eeu verander het, want ons broers en susters van daai tyd het dit ernstig opgeneem. Die weg, die manier van die kruis is nie 'n enkele een besluit nie. Dit is 'n daaglikse besluit om die weg, die manier van Jesus te omhels. En dis baie keer waar ons die fout maak. Ons dink sodra ons harte vir die Here gegee het, dat dit verby is. Dis 'n daaglikse besluit. Nou hierdie daaglikse besluit, as ons nou besluit om dit elke dag te doen, wat produseer dit in ons lewe? Wat produseer hierdie manier van die kruis in ons lewe? Wat word gemanifesteer in ons lewe? En hier is die interessante ding. Elkeen van julle kan die lys noem. Julle kan hom nie nou onthou nie, maar elkeen van julle kan die lys opnoem van wat gemanifesteer word binne ons, van wat geproduseer is. Omdat die apostel Paulus in sy brief aan die Christene wat in die Romeinse provinsie Galasië gebly het, 'n lys gegee het. 'n Lys wat sê, wanneer jy jou oorgee aan die gees van God, wanneer jy jou oorgee aan die weg, die manier van die kruis, wanneer jy jou oorgee aan die weg, die manier van Jesus, hier is wat in jou gemanifesteer gaan word. So hy sê in Galasiërs 5 vers 22 en 23, die vrug van die gees daarin teenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. En ek sê mal oor daai vertaling nie, dis kindness, absolute kindness teenoor iemand anders. Goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ek meen ons praat baie hieroor. Vriendelikheid. Julle weet wat vriendelikheid is, julle weet wat kindness is. Kindness is wanneer ek vir jou my krag leen, eerder as om jou aan jou swakheid te herinner. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend ons aan ons swakhede herinner. En Jesus volgelinge sê, ek wil nie oor jou swakhede praat nie. Ek wil jou net my krag leen. Geduld. Julle weet wat geduld is. Geduld is wanneer ek jou die spoed, die pas laat bepaal en dan stap ek saam met jou. Ek hardloop nie vooruit en sê kom nie. En weet julle wat al hierdie dinge is? Liefde, vreugde, vrede, geduld. Weet julle wat dit is? Dit is 'n reaksie. Jy staan nie in die oggend op en sê vandag gaan ek geduldig wees nie. Een van julle al opgestaan gesê vandag gaan ek geduldig wees. Nee. Jy moet wag en kyk wat gebeur. Dit is 'n reaksie. Vandag gaan ek selfbeheersing hê. Weet julle wat selfbeheersing is? Dit is 'n reaksie. En weet julle wat hierdie reaksies vereis? Die lys wat Paulus genoem het, weet julle wat dit vereis? Krag. Nie swakheid nie. Ek meen, wat is ongeduld? Swakheid. Onvriendelikheid. Swakheid. Ontrouheid. Swakheid.
julle sien, dit is nie swak nie, dit is nie passief nie, dit is buitengewoon, dit is die krag van God deur jou en deur my. 2 verse later sê Paulus aan dieselfde groep mense, vers 25, hy sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. So lewe deur die Gees, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Aangesien God sy Gees in jou geplaas het as 'n waarborg dat jy aan God behoort, en aangesien jy leef en die ewige lewe het deur die Gees, sê hy, kom ons doen die volgende redelike logiese ding. Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Met ander woorde, dit is 'n uitnodiging om in 'n ander rigting in te lewe, om in 'n ander rigting in te beweeg. Wanneer verlossing net 'n eenmalige gebeurtenis is, maar jy het nie die weg van die kruis, die manier van die kruis, die manier van Jesus omhels nie, weet julle wat gebeur? Ons ervaar nie die krag van God nie, nie individueel nie en ook nie gesamentlik nie. Weet julle wat dit beteken as die kerk hierdie nie kan regkry nie? Dit beteken ons maak nie 'n dent nie, ons maak nie 'n verskil nie. En mense kyk na die kerk, hulle kyk net na die kerk van buite en hulle kom tot die gevolgtrekking dat Christendom net nog 'n godsdiens is. Dit is net nog 'n godsdienstige dekmantel vir 'n groep mense wat dinge op hulle manier wil hê. Hulle merk op dat ons dieselfde strategie en taktieke as almal anders gebruik om ons sin te kry. Want sodra die kerk, die liggaam van Christus, die strategie, die taktieke van die wêreld omhels, het ons reeds verloor. So terug na Paulus, wat nog besig is met die klomp in Korinte, en hy is nou so half besig om hulle uit te tart, so hy sê, en ek lees uit die 2020 vertaling, hy sê, waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Vertaal, het julle nie genoeg gesien van die wêreld se manier nie? Het julle nie lank genoeg gelewe om te weet dat dit nie werk nie? Dat die oorheersende manier nie die manier is nie? Wys my die wyse mense. So kom ek maak dit net vir 'n oomblik baie prakties, né? Ons het al almal genoeg begrafnisse bygewoon om te weet wat regtig saak maak, wat regtig gevier word, wat die moeite werd is om by 'n begrafnis te vier. So vier ons wat gewen is by 'n begrafnis, of vier ons diensbaarheid? Vier ons prestasies, of vier ons karakter? Waaraan hulle vasgehou het, of wat hulle weggegee het? Gemeente, ons vier onbaatsigtigheid, selflessness. In daardie oomblikke besef ons dat die waarde van 'n lewe, altyd gemeet word aan hoeveel daarvan weggegee is. En Paulus sê, wys my die wyse mense. Wat het hulle om daarvoor te wys? Niks. Laat ek julle net die vraag vra, en dan sluit ek af. Dis 'n soort van 'n dom vraag, en dis regtig 'n retoriese vraag. Wil jy die krag van God in jou lewe ervaar? Wil jy die krag van God in jou lewe ervaar? Nou hier is hoe ek daaroor gedink het. Ek het vir myself 'n paar vrae gevra. En die eerste vraag was, wanneer was die krag van God die duidelikste in die lewe van Jesus, ons verlosser, wat kom verduidelik het hoe God is? Twee dinge het by my opgekom. Eerstens, die krag van God was duidelikste toe Jesus wonderwerke gedoen het. Maar vir wie was dit? Jesus het nooit sy krag gebruik tot sy eie voordeel nie. Dit was altyd tot voordeel van ander.
En wanneer was die ander keer dat Jesus die krag van God geopenbaar het? Golgotha, né? Die heuwel waar hy gesterf het. Ons in ons manier van dink, volgens die koninkryke van hierdie wêreld, ons sou weggekyk het daardie dag. Die uiteindelike verloor was die grootste uitdrukking van God se krag. Ek sê dit weer, die uiteindelike verloor was die grootste uitdrukking van God se krag. Wil jy die krag van God in jou lewe ervaar? Deur te verloor, het hy gewen. Deur te verloor, het hy gewen. En moet hierdie asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ons het laasweek so bietjie daaroor gesels. Dit is nie 'n uitnodiging om passief te wees nie. Of net ons arms te vou en te sê, weet jy, God is aan die werk. God doen sy ding. Ek gaan nou terug staan nie. Volg Jesus deur die evangelies. Volg die apostel Paulus deur die boek Handelinge. Dit is nie waar dit gaan nie. Die pad van die kruis, dit is so belangrik. Die pad van die kruis is 'n uitnodiging vir jou om jou talente en jou geleenthede tot hulle volle potensiaal te benut tot eer van jou koning wat jou liefhet en jou genooi het om teen die grein, teen die stroom te volg. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, daagliks, né, is dit die krag van God. En as ek julle was, sou ek dalk gedink het, okay, wag net vir 'n oomblik. Ek stry nie met wat jy sê nie, ek verstaan. Ek weet net nie hoe dit in die regte lewe lyk nie. Ek weet nie hoe dit prakties lyk nie. En ek kan daardie vraag persoonlik nie vir een van julle beantwoord nie. Maar hier is 'n broodkrummeltjie. Hierdie week, wanneer daar konflik is, en jy het eers daar aangekom, maar hulle het gesê hulle het eers daar aangekom. En dit was jou idee, maar hulle sê dit was hulle idee. En hulle raas en hulle gryp. In die middel daarvan, van werk, skool, huis, vra jouself net af, jy hoef nog niks te doen nie. Niks te doen nie. Oorweeg dit net. Kom ons vat dit so ver as moontlik geestelik. Hoe sou dit lyk om te kies om te verloor in hierdie situasie? Hoe sou dit lyk om te kies om te verloor in hierdie situasie? En weer eens, ek kan julle nie presies sê hoe dit sal lyk nie. Maar ek weet wat dit verteenwoordig, hierdie oomblik. Op daardie oomblik verteenwoordig dit 'n geleentheid. Dit verteenwoordig 'n geleentheid vir die krag van God om in jou gedemonstreer, om in jou gewys te word. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, U het ons geroep om 'n ander pad te stap. Die pad van die kruis, die pad van nederigheid, selfopoffering, liefde. Dit is nie die maklike pad nie. Nie die pad van oorwinning soos dit deur die wêreld verstaan word nie, maar die pad waarop U ons roep om te gee in plaas van te neem, om te vergewe in plaas van te wen. Dankie dat U ons herinner het dat ware krag nie in oorheersing lê nie, maar in diensbaarheid. Nie in om eerste te wees nie, maar in om ander eerste te stel. Heilige Gees lei ons om die vrug van U teenwoordigheid te dra, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Laat ons lewens so anders wees, so vol van die genade dat mense stop en kyk en U daarin raak sien. Vorm ons. Verander ons daagliks. Help ons om vandag en elke dag ja te sê vir die uitnodiging van die kruis. Amen. Daar sal nou tyd wees om die Here te dien met julle liefdegawes.
Dankie, Here. Amen. Ons gaan nou afsluit met ons slotlied, lied 203, vers 1, 3, 4 en 5, loof die Here al wat lewe. Ons gaan staan vir hom, bly staan vir die uitspreek van die seën, en dan wil ek vra dat daar geen orgelspel sal wees nie, dat ons in absolute stilte die gebou verlaat. Ons kan weer gesels sodra ons by die drempel van die deur uit is. Kom ons staan en sing ons saam lied 201, daai paar verse, loof die Here al wat lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees dra julle in hierdie week wat kom. Gaan nie uit, gaan in vrede. Amen.